Geliefdes, ons tema is ontdek jou plek. En vanoggend wil ek met u praat oor die onderwerp trek die leeu se tande. So belangrike onderwerp vanoggend, so belangrike boodskap wat ek vanoggend vir u wil bring. En ek wil hê jy moet net jou hart oopmaak en vanoggend toelaat dat die Here deur sy Gees met jou praat waar jy vanoggend is. 1 Petrus 5 vers 8 sê die woord, wees nugter, wees waaksaam. Want julle teenstander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Geliefdes, 'n leeu se krag lê nie in sy tande nie, maar in sy gewig. As jy al ooit 'n program gekyk het waar 'n leeu een of ander dier plat trek en hom verskeur, dan sal jy sien normaalweg, nie altyd, maar normaalweg, hardloop hy so dat hy bo-op die dier kan spring, gewoonlik van agteraf of van die kant af, en dan met sy gewig trek hy daai dier van sy voete af, en dan begin die tande eers werk. Maar sy krag lê in die feit dat hy sy prooi, luister mooi, dat hy sy prooi lam lê. En nou kom Petrus en hy vergelyk ons vyand, die duiwel, vergelyk hy met 'n brullende leeu, soos 'n brullende leeu. Hy praat oor die geluid, hy praat oor die angs wat hy wek, maar hy praat ook oor die feit dat die vyand ons wil lam lê. Deur sekere dinge direk of indirek teen ons te gebruik, probeer hy om ons lam te lê, sodat hy ons kan verskeur. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, die dief, of die vyand, of die duiwel, kom net om te steel, te slag, en te verwoes. Dit is sy funksie wat hy homself toegeëien het in hierdie wêreld. Jesus sê dan ook dat die duiwel is 'n leienaar en die vader van die leuns, en hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. In Efesiërs 4 vers 26 sê Paulus, word toornig, maar moenie sondig nie, laat die son nie ondergaan oor jou toorn nie, gee aan die duiwel, ek wil hê jy so mooi luister na hierdie versie, gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan hom geen plek nie. Onderwerp julle dan aan God, Jakobus hoofstuk 4 vers 7, weerstaan die duiwel en hy sal van julle af wegvlug. Ons lewe in 'n stikkende gebroke wêreld, waar trauma, hartseer, pyn, teleurstelling, verlies deel van die lewe is. Die een ding waarmee ons as mens regtig worstel, is die hele onsekerheid wat kom saam met hartseer, pyn, verlies en so gaan die lys aan. Die manier wat die vyand toegang kry tot ons lewens, die deur waardeur hy gewoonlik inkom, is baie keer deur ons trauma, deur ons pyn, deur ons hartseer, deur 'n slegte verslag wat ek gekry het van 'n dokter af, of deur 'n skielike verlies van die afsterf van 'n geliefde, daardie trauma, daardie pyn wat ons beleef, daardie wonde wat ons ervaar, trek die vyand aan soos vliee na 'n wond toe aangetrek word. En die woord van die Here sê vir ons dat die duiwel word genoem Beelzebub, wat beteken Here van die vliee. Op dieselfde manier wat 'n wond vliee aantrek, so trek ons wonde wat veroorsaak word 99% van die tyd net as gevolg van die feit dat ons in 'n gebroke wêreld lewe, trek dit die vyand se aandag na ons toe en probeer hy deur daardie wonde wat ons opdoen, probeer hy toegang kry tot ons lewens.
So hier kom die Bybel en die woord sê vir ons dat ons vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan hy kan nie net inkom en verslind nie. Hy kyk wie het op daardie oomblik 'n wond, wie gaan op daardie oomblik deur 'n trauma, wie het op daardie oomblik seer sodat hy toegang kan kry tot dit. Maar dan kom Efesiërs hoofstuk 4 vers 7 en sê, maar gee aan hom geen plek nie. Gee hom geen plek nie. Die vyand kom nooit by jou kuier nie. Hy wil blyplek maak. Hy soek toegang en dis hoekom dit so gevaarlik is om die vyand enigsins toegang te gee, want tannie as hy in is, kry hy hom nie sommer weer uit nie. Jesus sê vir ons in een van sy gelykenisse, sê Jesus, hy sê as 'n onreine gees uit iemand uitgaan, dan gaan hy deur waterlose plekke en hy kom later terug en hy kyk of daai huis nog skoon is. En as hy huis skoon is en nie gevul is nie, dan kom hy terug. Want hy kom nie kuier nie, hy soek blyplek en hy bring 7 saam met hom na daardie plek toe terug. Nou my tema is vanoggend, trek die leeu se tande, met ander woorde, neem die gevaar uit die brullende leeu uit. En hoe doen ek dit? In die eerste plek, en dit klink so elementêr, maar is so belangrik, onthou wie Jesus is. Wanneer ek deur hierdie trauma gaan, wanneer ek deur hierdie seer gaan en ek onseker is, en die vyand kom met 'n klomp dinge, dan moet ek, in daardie oomblik moet ek altyd onthou wie Jesus is. Luister baie mooi in Johannes 16 vers 33. Het ek vir julle gesê dat julle in my vrede kan hê? In die wêreld sal julle verdrukking hê. Dis 'n waarborg. Jesus sê in hierdie wêreld gaan daar dinge gebeur. Dis 'n stikkende wêreld as gevolg van die sondeval en dinge gebeur. Hy sê dit gaan gebeur. Hy sê, maar hou goeie moed. Moenie die vyand vashou plek gee nie. Moet hom nie 'n plek gee in jou lewe nie. Hoekom nie? Want ek het die wêreld oorwin. Ons vanoggend elke situasie waar binne ons is of wat ons in die gesig staar, moet ons ingaan met die wete Jesus het hierdie probleem klaar oorwin. Jesus het die vyand reeds oorwin. Jesus het hierdie omstandigheid reeds oorwin. Hy het die wêreldse stelsel het Jesus reeds oorwin. Hy gaan dit nie oorwin nie. Hy het dit oorwin. En ons nader hierdie saak deur die oorwinning wat Jesus reeds behaal het. Met ander woorde, ons gaan in 'n situasie in met die wete ons gaan meer as oorwinnaars aan die ander kant uitkom. Ons gaan met dit in die situasie in. In Kolossense 2 vers 13, hy sê, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak deurdat hy julle die misdade vergewe het. Onthou laasweek. En die skuldbrief wat teen ons met al sy insettinge ons vyandig was uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Jesus het die vyand in sy totaliteit oorwin. En ek wil hê jy moet vanoggend besef en ek wil hê jy moet vanoggend dit 'n gedagte hou wanneer ons praat oor hoe om die leeu se tande te trek. Sy tande is reeds getrek. Jesus het reeds sy tande getrek. Hy het reeds die angel weggeneem. Die Bybel sê vir ons, dit wat teen ons was, die sonde wat teen ons was, daardie angel van die dood, het Jesus reeds verwyder. En daarom wil ek hê jy moet vanoggend besef dat jy staan vanoggend dalk voor hierdie situasie, maar Jesus het reeds oorwin. En in hom is ons oorwinning. Johannes 4 vers 4, julle is uit God my kinders, en het, nie gaan nie, het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Ek wil hierdie vers het my so uitgestaan in my voorbereiding, om net volgende te besef, dat hier is hierdie leeu. 'n Leeu is groot, ek weet nie wanneer laas een van naby gesien nie, hulle is huge. Maar Paulus sê, die vyand is groot, en die vyand is sterk, maar die bloed van die Jesus is sterker. Kom aan, die vyand is groot, maar hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ek wil jy moet vanoggend daaroor dink. Ek wil jy moet vanoggend vir jouself sê, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Kom en sê dit vir jouself vanoggend. Hy wat in my is vanoggend, groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. Dit maak nie saak hoe groot die leeu is nie. Dit maak nie saak hoe swaar die leeu is nie. Dit maak nie saak hoe sterk die leeu is nie. Hy wat in my is, die gees van God wat in my is groter as die vyand.
Want Jesus het die vyand reeds oorwin. En ek wil hê jy moet daai punt vanoggend vasmaak en ek wil hê jy moet iewers knoop en ek wil hê jy moet iewers neerskryf. Kom maar kerk van die Here, iewers moet jy vanoggend dit neerskryf om te besef, hy wat in my is. Hy wat in my is groter as hierdie situasie waarvoor ek staan. Hy wat in my is groter. Nommer 2, en hierdie is my net so belangrik, verstaan die gees agter vrees. Wat is die leeu se grootste wapen? Sy gewig is sy grootste krag, maar wat is sy grootste wapen? Sy bril. Ek meen as jy iewers op 'n wildsplaas kom, en ek weet nie hoekom nie, maar in die nag, as daai ding brul, dan klink dit mos hy staan langs jou. En dit wek vrees. Dit wek vrees. Maar luister baie mooi. 2 Timoteus 1:7, so bekend, hy sê, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Hier's 2 punte wat ek wil maak hierso. Hy sê God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Die mens het die eerste keer in Genesis 3:10 bewus geword van vrees in sy siel. Vrees is die vlees se reaksie op dreigende gevaar. Dit gebeur spontaan en dit gebeur in 'n oomblik. As daar nou iets gebeur, iets skielik dat jou aan toe kom, jy hoef nie te dink daaroor nie, jy hoef nie te mediteer daaroor nie, jy hoef nie skrif te spreek nie. As hier nou 'n bal of iets na jou toe kom, jou natuurlike reaksie in jou liggaam, nie in jou siel, in jou liggaam, is om weg te beweeg. Daai vlug of veg reaksie, dis 'n natuurlike reaksie, luister baie mooi, van die liggaam, van die vlees. Nou in Genesis 3:10, nadat die mens van die boom geëet het, en hy antwoord, dis nou Adam wat God antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en ek het gevrees, want ek was naak, daarom het ek my verberg. Ek het gevrees, daarom het ek my verberg. En die Here sê, wie het jou te kenne gegee wat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Wie het vir jou geleer om te vrees? Het jy van die boom geëet? Want tot op daardie stadium het die mens nie vrees geken in sy siel nie. Wil, denk, emosie. Het die mens nie vrees daar geken nie. Die mens het net die veg of vlug reaksie gehad van gevaar wat sy lewe bedreig. En dis 'n natuurlike reaksie van die liggaam om te reageer as daar gevaar is. As jy jou hand op 'n warm plaat neersit, jy hoef nie te dink daaroor nie. O, wat gaan ek doen? Wat moet ek hier doen? Nee, die natuurlike reaksie is ruk weg, want daar's pyn. Dis 'n natuurlike reaksie. Dis hoe God ons gemaak het. Dit is, luister baie mooi, dis die enigste plek waar vrees relevant is. Maar as gevolg van die sondeval het vrees toegang gekry tot die mens se siel. En hy sê, Adam sê hierso, ek het die geruis gehoor, en ek het besef ek is naak, en ek het weggekruip, want ek het begin vrees. Eerste keer in die Bybel wat die mens in sy siel vrees beleef, en die Here sê vir hom, wie het jou geleer om te vrees? Want ek het jou nie gemaak, ek het jou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Vrees is vir ons as mens heel onnatuurlik. En dis hoekom dit, wanneer ons vrees, wanneer ons wakker lê met bekommernis, dat dit ons liggame so negatief beïnvloed. Want die liggaam gaan dan konstant, sê die dokters vir ons, in vlug en veg. En daar word seker goed vrygestel, wat nie vrygestel moet word nie. Maar ons was nooit gemaak in God se plan om te vrees hier nie. Vrees is natuurlike deel van die liggaam. As ons sien wat God sien, sal ons nooit vrees nie. Maar na die sondeval sien die mens net wat ons met ons sintuie kan waarneem, en dit veroorsaak vrees. Maar luister nou mooi, weer 2 Timoteus 1:7. Hy sê, want God het ons nie gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ek het al baie keer gehoor dat ouens preek, en daar is seker waarheid daarin in 'n mate, wat sê dat die teenoorgestelde van vrees is geloof. Maar hierdie gedeelte kom baie duidelik en sê vir ons, wat is die teenvoeter
wat is die teenoorgestelde van vrees? En dit is krag, liefde en selfbeheersing. Nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Krag kry ons in Handelinge hoofstuk 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria en tot die uiterstes van die aarde. Onthou net, Jesus sê hierdie goed vir die disippels wat hom verloon het, wat weggehardloop het, wat gedink het hulle gaan almal doodgemaak word, wat gevrees het vir die dood, en ewe skielik daai selfde Petrus wat hom verloon het, staan op en hy verkondig die evangelie. En hoe het hy dit gedoen? In die krag van die Heilige Gees. Ek en jy het vanoggend die krag van die Heilige Gees in ons. En daardie krag van die Heilige Gees, daardie bewustheid dat hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is, stel my in staat om vrees, die duiwel, om vrees te weerstaan. Om vrees te weerstaan. Ek en jy moet daar, hy sê ons moet oor dit heers. Ek en jy moet oor vrees heers. Vrees is die grootste moordenaar op aarde. Dis die grootste moordenaar op aarde. Want soveel siektes wat ons liggaamlik ervaar, is die gevolg van vrees wat nie deel van ons DNA is nie. En nou leef ons uit vrees, in vrees, met vrees, en dit taak ons liggame af. En ek kan ons nie verstaan, hoekom kry iemand 'n hartaanval op 20 nie? Krag van die Heilige Gees, liefde, praat van geloof in God se liefde vir my. Ek moet vanoggend weet wie hy is, ek moet onthou wie hy is, en ek moet onthou dat hy 'n God van liefde is, dat hy my liefhet, en in daardie liefde, die Bybel sê vir ons, die liefde dryf die vrees na buite, die liefde dryf hierdie vrees uit. Ek jy moet vanoggend glo dat die Here ons liefhet, en as jy vanoggend nog sukkel daarmee, kom in die woord, kom in die teenwoordigheid van die Here, praat met die Here, vra die Heilige Gees om dit aan jou te openbaar, want die Bybel sê vir ons, God se liefde is in ons hart uitgestort deur die Heilige Gees wat in ons woon. Ons het 'n anderste gees. Die Bybel sê vir ons dat toe Joshua en Caleb saam met die 12 verspieders terugkom met die slegte verslag, sê die Bybel vir ons, maar daar was 'n anderste gees in Caleb gewees. Daar was 'n anderste gees. En daar's vanoggend 'n anderste gees in jou. Nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en dan ook selfbeheersing. Interessant. Natuurlik is al hierdie krag, liefde en selfbeheersing is alles natuurlik uitvloeisels van die teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe. Want liefde en selfbeheersing is 'n vrug van die Gees en die krag is die krag van die Heilige Gees. Maar selfbeheersing, dit gaan oor moenie toelaat dat vrees jou beheer nie. Het jy ooit daaraan gedink dat selfbeheersing ook te doen het met my weerstand teen vrees? Dat ek nie sal toelaat dat vrees my sal oorneem nie. Dat vrees my sal domineer nie. Maar nee, ek het selfdissipline, ek het selfbeheersing. Ek staan vas in die geloof. Ek fokus op Jesus, ek spreek sy woord. Ek maak my vol met sy gedagtes. Selfbeheersing. Daardie bewustheid van wie die Here is. So verstaan die Gees agter vrees. Dis onnatuurlik vir ons as mense, spesifiek vir ons as wedergebore kinders van die Here. Is jy nog met my? OK. Goed. Wees bedag. Ag, hierdie goed is so elementêr, maar so belangrik. Wees bedag op die vyand se leuns. Kom maar, Jesus sê dat die duiwel is die vader van die leuen. As hy spreek hy uit sy eie, want hy is die vader van die leuen. Nou in Genesis hoofstuk 3 vers 1, hy sê, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom in die middel van die tuin het God gesê, julle mag nie daarvan eet nie en nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. En die slang sê vir haar, hi Kona, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Nou ek wil hê jy moet vanoggend besef dat die vyand se leuns bevat altyd 'n mate van waarheid. Dis hoe slim sy is. Daar's altyd 'n mate van waarheid daarin. Ja, hulle oë het oopgegaan. Maar hulle het oopgegaan
vir iets waarvoor God hulle nie geskaap het om te sien nie. En hier kom die vyand met 'n leuen. Hy kom met 'n leuen in en die vyand, hy kom nog altyd met leuens. Selfs toe hy Jesus versoek het in die woestyn, kom hy met leuens. Hy kom met leuens. Hy kom met leuens. Hy verdraai die waarheid net so effens, maar hy kom met leuens. 2 Korintiërs 10 vers 3, hy sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Want die wapens van ons stryd is nie vreeslik nie, maar kragtig deur God om vestings deur te werp. Vestings is vasgestelde denkpatrone. Die vyand kom met 'n gedagte van kleins af. Hy kom van kleins af met 'n gedagte. Iemand sê vir jou, jy's niks werd nie. En dan gebeur daar goed, en die onderwyser sê vir jou, jy's niks werd nie. En dan gebeur daar iets in jou lewe, en nou begin jy besef, jy's niks werd nie. En later sê jy, ek is niks werd nie. Dit is hoe die vyand kom. Hy kom gewoonlik, dit is gewoonlik van kleins af, kom die vyand met 'n leuen in ons lewens in, en daai leuen groei tot ons dit begin glo. Tot ons daai leuen begin glo. En daarom ek is 'n tyd terug, ek het laasweek met Jaco daaroor gepraat, tyd terug 'n preek gepreek oor moenie die duiwel jou amen gee, moenie saam met hom stem nie. Want hy kom met leuens. En as ek dan saamstem met daardie leuen, word dit 'n werklikheid in my lewe. Maar ek begin met daai patroon. Hy sê terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word deur die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. En ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer die gehoorsaamheid volkom is. Die vyand kom met leuens. Dis die strategie van die vyand van Genesis tot Openbaring. Die vyand kom met leuens en ons is so vatbaar vir die vyand se leuens. As iets gebeur, kry slegte nuus by die dokter, of jy gaan deur 'n trauma, of jy gaan deur 'n verlies, kom gedagtes na jou toe partykeer van, jy's nie goed genoeg nie. God het van jou vergeet. Die Here straf jou. As jy dit gedoen het, sou dit nie gebeur het nie, of as jy dit gedoen het, sou dit nie gebeur het nie. En dit gebeur altyd met my. En so kan ons die lys aangaan. Jy kan maar daai leuens aanval, want ek weet hy praat met jou ook. Hoekom? Want hy praat met my ook. Hy kom met daardie leuens by ons, en omdat ons die trauma verstaan nie, en omdat ons die verlies verstaan nie, en omdat ons nie sien wat die Here sien nie, probeer ons self redes uitdink vir hoekom goed gebeur. Toe Jesus gekom het by daai blinde man, vra sy disippels, wie het gesondig, hy of sy ouers? Ek meen, daar moet 'n rede wees vir die man om blindgebore te wees. En die vyand kom met daardie leuens ook by ons, van dis jou ouers, dis jou bloedlyn, dis die ander ding, dis die volgende ding. En op die einde van die dag, as ons daardie leuens plek gee, dan vorm dit 'n vesting. Dan vorm dit 'n gevestigde denkpatroon, en dit is wat ek word. So daarom moet ons die vyand altyd weerstaan. Die vyand soek ingang in jou lewe, en hy doen dit deur leuens. En dan sê Efesiërs 4 vers 27, gee aan die duiwel geen plek nie. Gee aan die duiwel geen plek nie. Hierdie vrae wat nie antwoord het, ek het laasweek of voorlaasweek ook dit genoem. Hierdie vrae wat ons vra wat nie antwoorde het nie, maak ons regtig, ons gee die vyand plek. Ons gee die vyand regtig, ons gee hom plek om vir ons antwoorde te gee wat lynreg is met die kennis van God. En ons aanvaar dit as die waarheid en ons rig ons lewe daar volgens in. Dis 'n stryk van die vyand. Waak teen die vyand se leuens. Sê wat God sê. Lees in die woord om te sien hoe die Here jou sien, wat hy oor jou sê, hoe hy oor jou voel, en dit is volgens wat uit jou mond uit moet kom. En as die vyand kom met sy leuens, dan kan jy sê, daar staan geskrywe, want dis wat Jesus gedoen het. Toe die vyand hom versoek het, het hy gesê, daar staan geskrywe. Geliefdes, ons veg nie die vyand met natuurlike wapens nie, met geestelike wapens, die woord van die Here. So waak teen die vyand se leuens. En dan nommer 4, sê nee dankie. Sê nee dankie. Hebreërs 12 vers 1. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor
ons lê. Geliefdes, die vyand kom weer eens met sy leuns en hy kom lê 'n las op ons wat Jesus reeds gedra het en ons aanvaar maar net die las. Ons dink ons moet dit maar net aanvaar. En dit keer ons om te groei in die Here, dit keer ons om ons plek in die koninkryk vol te kan staan, dit keer ons om te doen wat die Here wil hê ons moet doen. Hy gee vir ons 'n skuldlas. Hy gee vir ons 'n skuldlas wat Jesus reeds gedra het. Hebreërs hoofstuk 9 vers 4. Hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. O kerk van die Here, so baie kinders van die Here gaan gebuk onder skuldgevoelens. Luister, as die bloed van Jesus Christus daardie sonde en daardie skuld weggewas het, is dit verwyder en dink God nooit weer daaraan nie. En as jy herinner word daaraan, is dit die vyand wat kom en 'n las op jou wil lê wat jy nie gemaak is om te dra nie. Kan ek 'n amen kry? Jesus sê in Matteus 11 vers 28, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle. Hoekom? Want my juk is sag en my las is lig. Jesus het reeds ons skuldlas gedra. Hy het reeds ons gewete gereinig van al hierdie dinge. Paulus sê, hy sê, ons is nuwe skepsels in Christus Jesus. Die ou ding het verbygegaan, kyk, het alles nuut geword en alles is uit God. En as die vyand kom en jou verlede teen jou wil hou, my kerk van die Here, dan moet jy kom met die bloed van Jesus en sê, weet jy, ek aanvaar nie daardie las nie. Jesus het daardie las vir my gedra. As jy wil aankla, ek praat daarvan as jy sonde gedoen het en jy raak bewus daarvan, jy moet bely nie. Maar as jy dit bely het voor die Here, moet dit nie meer saam met jou dra nie. Moenie daai skuldgevoelens saam met jou dra nie. Moenie daardie gedagtes wat saam met daai skuldgevoelens kom, saam met jou dra nie. Hoekom nie? Want die vyand wil jou vernietig. Hy wil daardie swaar las op jou lê. Onthou ek het in die begin gesê dat die leeu se krag lê in sy gewig. Die vyand wil kom en hy wil daardie gewig op jou kom neer lê. Daardie las wat jy nie veronderstel is om te dra nie. En daarom sê Jesus, hy sê, werp jou bekommernis op my. Werp daardie las. Werp dit op my. Ek kan dit hanteer. Jy kan dit nie hanteer nie. So werp dit op my. En vanoggend wil ek vir u sê, ons het 'n vyand. Ja, ons het. Ons het 'n vyand en hy loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Hy kan nie net voor die voet verslind nie, maar hy kyk wie vir hom 'n plek gee om in te kom, om van binne af te vernietig. Gee aan hom geen plek nie. Weerstaan hom en hy sal van jou wegvlug. Maar vanoggend wil ek hê jy moet weet dat ons is nie vanoggend. Partykeer sien ons die leeu en ons sien onsself as die lam. Maar ek wil hê vanoggend die leeu sien, maar die lam van God. Want die lam van God het die leeu oorwin. En ons is vanoggend meer as oorwinnaar deur hom wat ons die krag gee. So vanoggend sit jy dalk vanoggend hier en jy gaan dalk deur trauma, pyn, hartseer, slegte nuus, slegte ervaring. Dis 'n werklikheid. Maar vanoggend wil ek hê, onthou net wie Jesus is. In alles, onthou net wie Jesus is. Verstaan die gees agter vrees. Want die vyand kom altyd met vrees wanneer ons trauma beleef. Altyd kom met vrees. En ek jy moet verstaan hoe hierdie vrees werk en dat die teenvoeter daar is krag, liefde en selfbeheersing. Dit is wat dit is. Wees bedag op die vyand se leuns. Wees bedag op die vyand se leuns. Weerstaan dit. En sê net dankie vir die las wat jy wil hê jy moet dra wat Jesus reeds gedra het. Mag ons vanoggend hier uitgaan en die vyand se tande trek. Kom ons bid saam. Here, dankie vanoggend vir hierdie woord. Here, dis 'n diep woord en ek weet ek het vanoggend nie die vermoë om dit te kan aflewer soos U wil hê nie, Here, maar ek bid vanoggend dat U hierdie gees in mense se harte sal spreek sodat ons sal hoor wat U wil sê. Dat ons sal verstaan en 'n deel van ons lewens sal maak. Vader, help ons vanoggend om Jesus te sien. Om Jesus ons fokus te maak. Om U woord ons bron van krag te maak. Dat U Gees ons sal lei.
Ons eer U vanoggend daarvoor in Jesus naam. Amen.